God breek so bietjie oor een ou, hierdie man, God breek oor hierdie man, hierdie ongelooflike ryk man. Maak nie saak hoe sleg omstandighede raak nie, die Here sal altyd vir jou beklei. Dis die Here wat gee en is die Here wat kies om weg te neem. Geseënd is die naam van die Here. Here, vanoggend is ons gebed, Here, om by elkeen van ons te kom stil staan, Here, om ons te kom aanraak en ons net te kom toevou met die liefde en die genade, Here Jesus. Here, dankie dat U 'n goeie God is, Here, 'n God wat betrokke is, Here, 'n God wat belangstel. En Here, mag wat ons vanoggend wil doen, Here, die woord wat nou gaan uitgaan, mag dit op vrugbare grond val in Jesus Christus se naam. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie tyd van die jaar is nogal 'n tyd wat verskriklik besig is. Beleef julle as gemeente dit ook so? Nee? Dit voel die druk word net so bietjie meer toegepas. Dit voel die vuur is net so 'n klein bietjie warmer as wat dit die hele jaar tot nou toe was. Is so of maatskappye en besighede besef, hoorie, so ons moet nou gou-gou die laaste gedeelte van die jaar net bietjie meer geld maak sodat ons darm op vakansie kan gaan Desember maand, nee. En saam met hierdie druk wat 'n ou beleef by die werk, kom ek nogal agter dat mans en vrouens met mekaar geïrriteerd is en met ander mense geïrriteerd is. En so bietjie anderste optree as wat ek normaalweg sou. Waar ek altyd doodnormaal in Pick n Pay se lang toue sal staan as daar net 3 kassiere oop is, raak ek nou kwaai gefrustreerd as gevolg van die tyd van die jaar en die druk wat ek beleef, en ek los hom in my trolley en stap uit. Hierdie tyd van die jaar is so 'n interessante tyd. Nou ek wil met jou vanoggend 'n storie oor 'n man deel wat so tyd in sy lewe in beleef het. Hierdie man, ek gaan nou sy naam noem want ek gaan moet, maar hierdie man het alles gehad wat 'n ou voor kon vra. Die Bybel klassifiseer hom as een van die rykste ouens van sy tyd. En dan saam met dit praat die Bybel ook dat hy 'n eerbare man was. 'n Man wat God op trots was. 'n Ryk ou. En op 'n stadium in sy lewe beleef hy ongelooflike verdrukking en ongelooflike hartseer. Nou ek wil vir jou die begin lees. In die heel begin van hierdie boek in die Bybel praat dit van hierdie man wat 7 seuns en 3 dogters gehad het. En dan ook dat hy die eienaar was van 7000 stukke kleinvee, 3000 kamele, 500 pare trekosse, 500 donkies en dan baie slawe. Nou, ek moet vir jou hierdie ou se naam noem want die boek begin met sy naam. Kan enigiemand vir my sê wat dink hulle is sy naam? Job, wonderlik. Ek is so bly ons as gemeente lees ons Bybels, né? Nou ek wil vir jou 'n gedeelte uit Job uitlees. Job 1 vers 6 en 7. Dit sê die volgende: Op 'n dag het die hemelse wesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Nee, die Bybel praat daarvan dat die duiwel rondloop soos die brullende leeu op soek na die wat hy kan verskeer. En hierdie versie beklemtoon dit eintlik net, né? Die duiwel sê hy het oor die hele aarde gegaan. En dan iets wat vir my ongelooflik is God breek so bietjie oor een ou, hierdie man Job. Hy sê die volgende in Job 1 vers 8. Hy sê die Here vra toe vir Satan: "En my dienaar Job, het jy hom raak gesien?
Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. God brag oor hierdie man, hierdie ongelooflike ryk man, nê, wat enige iets in die wêreld op daai stadium kon koop en gehad het. Hy het genoeg kinders gehad. Ek dink nie een van ons het al ooit so baie kinders gesien in ons leeftyd by een gesin nie. My maale was 6 kinders en ek dink dis die meeste wat ek van weet. 10 kinders is kwaai. Het oom hulle meer? 7. Halleluja. Ek kan net imagine hoe het daai huis gegaan. Nee, hierdie man was 'n ryk ou, nie net met fisiese eiendom en slawe nie, maar ook met kinders. Dit het met hom goed gegaan. Die Here het na hom gekyk en dan sê Satan, soos wat hy maar altyd doen, die volgende in vers 9. Hy sê: "Toe antwoord Satan die Here: Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee deel vinniger aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie." En dan sê die Here vir Satan: "Alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie." En dan staan daar, die Satan het daar van die Here af weggegaan. Nou, as jy bietjie die storie gaan aanhou lees, weet jy dat toe Satan van die Here af weggegaan het, op 'n dag hardloop die een slaaf na die volgende na Job toe aan en vertel hom hoe donderweer sy kleinvee doodgeslat het. Hoe rowers baie van sy besittings gesteel het. En hoe al sy kinders partytjie gehou het en 'n wind het gekom in die huis op hulle laat neerstort en almal van hulle is dood. In een oomblik verloor Job alles. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek weet van bitter min mense wat alles in hulle lewe al verloor het. Job verloor op een oomblik alles. Nou as jy Job gaan aanhou lees, gaan jy agterkom dat op 'n stadium daag Satan weer by die Here op, want Job het nie gesondig nie. En dan sê hy: "Ja, maar as ek sy gesondheid by hom vat." En dan val Satan sy gesondheid ook aan. En tog sondig Job nooit nie. Nou ek wil vir jou 'n gedeelte lees van hierdie ongelooflike reaksie van hierdie man Job. Want ek dink ons as Christene in vandag se tyd, as iets net vir ons bietjie ongemakliker is as wat dit normaalweg moet wees, dan begin ons al kla en moan by die Here. As God net as goed net 'n inconvenience raak, soos my kar wat dalk nie vandag kan start nie. So ek gaan hom moet insleep, daarom het ek geld om hom te betaal en allerhande sulke goed, nê, maar is nou 'n inconvenience, dan begin ons daar te huil. Job verloor op een oomblik alles en hy sê die volgende en doen die volgende. Job 1 vers 20 tot 22. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Normale soos ons ook maar, nê? Hy het ook sy hare afgesny. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê: "En hierdie is wat my gevang het." Hy sê: "Sonder iets het ek in hierdie wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here." En dan vers 22: "Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie." Ek kom nog agter, ons is 'n generasie wat hou van kla. Nê? Ons kla oor alles. En ons het nogal 'n manier soos Adam en Eva in die tuin van Eden om blaam te skuif. Baie keer sit ons in situasies as gevolg van ons eie domheid. Nê? As gevolg van die eie keuses wat ons gemaak het. Nou ek wil 'n voorbeeld noem. Gewoonlik as ek so 'n bietjie oor finansies praat, dan sê pastoor Jacques vir my, hy sal eers in 2030 kan begin met stap 1. En dan kla hy by my oor, ja maar
Dis 'n klomp keuses wat 'n ou in jou lewe gemaak het wat jou op daai plek sit. En baie keer die keuses wat ons maak, sit ons in 'n slegte situasie of 'n slegte plek en dan blameer ons God vir waar ek is. Jong mense het nogal daai geneigtheid. Of iemand het iets aan jou gedoen, jou ingedoen met 'n besigheidsdeal of wat dit ook al mag wees, jy's dalk onregverdig afgedank by die werk en in steede daarvan om die werk te blameer ons God. En baie keer het ons nie eers vir die Here gevra of ons daar moet werk of moes werk. Ons het 'n manier om baie keer die blame net van onsself af te skuif na iemand anders toe. Julle ken die storie in Genesis, nê? Toe die Here opdaag nadat Adam en Eva die vrug geëet het. Toe sê Adam, maar dit was die vrou wat geëet het en die vrou blameer die slang. En tog was die omstandighede nie opgelos. Jy sien, al skuif jy blame, beteken dit nie dat die probleem opgelos gaan word nie. Jy's nou in daai situasie. En ek dink as ons iets van Job se lewe, iets van dit wat hy gesê het kan leer, is dat maak nie saak hoe sleg omstandighede raak nie, die Here sal altyd vir jou beklei. Maar ons moet ook agterkom, dis die Here wat gee en dis die Here wat kies om weg te neem. Geseënd is die naam van die Here. Ek kom agter dat ons as Christene baie keer die Here wil dien op ons eie terme, nê? So ek lees die woord van God, maar daar sekere gedeeltes, Here, ek stem nie met dit saam nie. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, jou opinie maak nie saak nie. Die waarheid is die waarheid. Die woord van God is die absolute waarheid. Niemand kan dit verander nie en dit sal nooit wegval nie. Die woord van God sê, die aarde sal vergaan, maar my woord sal vir ewig bly staan. Gemeente, ons kan nie meer God dien op ons eie terme nie. Ons is op 'n plek waar ons in hierdie tyd van die jaar bietjie gedruk word, nê? Bietjie gedruk word, bietjie geskit word. As ek nou hierdie botteltjie oopmaak, wat gaan nie uitkom? Coke, nê? Ek hoop is Coke. Ek gaan dalk uitspuit, maar Coke gaan nie uitkom. Nou ons as Christene doen baie keer dieselfde. Ons plak hier die nice sticker van Jesus Christus op ons lewens, nê? Ons kom elke Sondag kerk toe en sê ons is kinders van God. En dan doen die wêreld dit met my. En dit, nê? En ons word gedruk en ons word geskit en ons word rondgegooi. En dan as ek jou proppie afdraai, dan kom daar nie kind van God uit nie, dan kom daar gif uit. Ek wil vir jou vandag vra, wat is op jou geplak en wat's aan die binnekant van jou? As die wêreld jou begin druk en vorm, bepaal die omstandighede dat jy Jesus Christus dien, of bepaal dit wat binne in jou is, dat jy 'n Christen is? Jy sien, Job verloor alles op een oomblik. Alles, al sy kinders is dood. Die duiwel het net nie sy vrou weggevat nie. Toe hulle hom daaroor vra, toe sê hy, moenie worry nie, ek weet wat ek doen. En tog toe Job gedruk was, het 'n kind van God by hom uitgekom. Toe Job op sy laaste was, op 'n ashoop gaan sit, het vol swere en sere was, toe sy vrou vir hom sê, vervloek God en sterf, het hy nie die Here vervloek. Het hy gesê, die Here het gegee en die Here het weggeneem. Geseënd is die naam van die Here. Ek wil vir julle vanoggend iets noem, en ek wou nie oorspronklik daaroor praat nie, maar ek dink tog dis iets wat in die wêreld aangaan, wat ons bietjie oor moet gesels. Julle het almal gehoor van Charlie Kirk wat geskiet was, nê? En wat vir my interessant is, ek hou bietjie die verwikkelinge dop. Ek het nie met alles wat Charlie Kirk gesê het saamgestem nie, maar hy was 'n broer in Christus.
En hy het geredeneer oor die woord van God en hy het die woord van God daar buite uitgeleef. So wonderlik. Dis awesome. Ons gaan hom eendag in die hemel sien en daar kan ek daar 'n bietjie met hom redeneer. Charlie Kirk word geskiet en die eerste ding wat ons as mense doen is ons wil hierdie ou wat hom geskiet het gevange neem en ons wil hom regstel. Die ou wat gevange geneem is nou wel hulle is besig in die proses om 'n doodstraf vir hom te kry. En ek sit en ek ry in my kar en ek luister na hierdie storie. En ek wonder as Charlie Kirk nog vandag gelewe het of dit die straf sou wees wat hy uit sou deel. Jy sien, ons as Christene is die enigste geloof in die wêreld waar as jy my aanval en my lewe dreig omrede ek 'n Christen is met 'n vuurwapen en myself doodskiet, gaan ek hoop en bid dat jy iewers in jou lewe Jesus Christus vind sodat jou lewe kan omdraai, sodat jou hart kan verander, sodat jy saam met my in die paradys kan. Ek sien hoe die wêreld nie Christendom uitleef nie, maar 'n oordeel vir uitspreek. Glo ek aan geregtigheid? Absoluut. Glo ek aan selfverdediging? Absoluut. As jy na my huis toe kom, daar's 'n klomp gewere, ons kan lekker praat oor guns. Love it. Jesus se eie disippels het swaarde gehad. Hulle was manne. Maar daar's 'n plek en 'n tyd wat ons moet sê, Here, ek hoop daai ou vind U. Here, maak nie saak die verlies wat ons gelei het nie. Charlie Kirk se eie woorde is, die enigste ding wat hierdie wêreld aan ons kan doen is hulle kan ons Jesus toe vat. Mag ons nie 'n generasie wees waar as ons druk beleef en ons word rondgeskit dat ons die evangelie verloor nie. Mag ons nie net Jesus dien wanneer dit met ons goed gaan en wanneer dit lekker is om die label te dra nie. Maar mag ons werklik kinders van God raak. Wat Jesus binne in ons lewe indra. Waar as die lewe rof raak en ons skit en ons rondgooi, dat as hulle ons oopdraai, dat God nog steeds sal uitkom. As ons kyk na die woord van God, na Paulus, en eintlik al 11 van Jesus se disippels, was gemartel en doodgemaak. En tot op die einde het hulle gehoop en gebid dat hulle martelaars tot bekering sal kom. Paulus en Silas sit in die tronk en 12:00 die aand nadat hulle geslat was, begin hulle sing. Begin hulle die mense om hulle te beïnvloed. Begin hulle die evangelie uit te leef. Ek wil vir jou vra, met die druk wat jy huidiglik by die werk beleef, in hierdie tyd van die jaar wat so besig is, maak ons tyd nommer 1 om by God uit te kom, en nommer 2, is jy vol van Jesus Christus. My gebed vir oggend is, dat ons as kinders van God so sal optree. Of ek in my gemakzone kan sit, waar ek 'n kar het, om mee rond te ry en 'n huis oor my dak het, of wanneer die regering dalk my huis vat, en ek nie meer 'n kar het nie, en ek dalk my werk verloor. Maak nie saak wat die omstandighede is, dit gaan oor wat hier binne is. Is dit nie so dat God ons kom verander het nie? Toe jy gedoop was die dag, het jou lewe verander. Jy was 'n nuwe mens. En dan, ek weet, die wegraping gebeur die Dinsdag nie. Maar is 'n dag en 'n tyd waarna ons uitsien. Wanneer die trompette gaan blaas en my koning gaan terugkom om my te kom haal. En ek hoop, jy sien uit, soos wat ek uitsien. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedeelte. In Hebreërs 10 vers 32, en is nogal 'n stewige gedeelte, is tot by 39, het sê die volgende, het sê, dink terug aan julle vroeër dae, toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur belediging en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei, omdat julle vereenseldig het
met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot belange in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te kan doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Amen. Amen. Gemeente, kom ons sit so. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ek dink aan daai versie vanoggend waar u sê, waar u vir ons gewaarsku het, Here, en gesê het, in hierdie wêreld sal julle verdrukking beleef. Here, en in hierdie wêreld beleef ons verdrukking, Here. Here, in hierdie wêreld is daar tye wat dit swaar gaan, Here, tye wat ons dalk alles verloor. Maar Here, as kinders van God, maak hierdie wêreld so goed nie vir ons saak. Here, as kinders van God, besef ons dat ons optrede anderste moet lyk, Here, dat ons anderste moet wees, as gevolg van Jesus Christus wat binne in ons lewe. Here, my gebed vanoggend is dat, waar ons ook al mag gaan, wat se druk ons ook al mag ervaar, en wat ons omstandighede ook al mag wees, Here, dat as hierdie wêreld ons skud en skop en ronddruk, Here, dat kind van God uit ons sal uitkom. Here, ons is anders as enige ander geloof op hierdie aarde. Here, mag ons so optree in elke besluit wat ons maak. Here, mag ons soos Job voor die aangesig lê as dit moeilik gaan en sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Geseënd is die naam van die Here. En Here, mag ons ook dan daai vers 22 doen, Here, wat sê, en Job het nie gesondig. Here, mag dit wat by ons mond en ons harte uitkom, altyd dieselfde wees. Maak nie saak wat om ons aangaan. Here, vandag bid ek dat u ons sal kom toevou, dat u wel vir ons 'n toevlug sal wees, Here, 'n sterk toring waant ons kan hardloop in tyd van verdrukking. Maar Here, laat ons ook nie as kinders van God sal terugdeins en weghardloop nie, Here. Maar dat ons sal grondgebied vat in Jesus Christus se naam. Dankie vir u groot liefde vir ons, Here, in Jesus naam. En ons almal sê, amen.